Kom ons sê goeiemôre. Dit is verskriklik lekker om elkeen van julle te sien en ek hoop jou diens sover is baie lekker. Hierdie is familie en ons familie journey ons en kuier ons lekker saam en maak jouself tuis. Nou ja, voor ons induik in die woord van die Here, het ons goeie nuus. Ons het besluit om vir die eerste keer ons manne en vroue aand saam te hou. Come on, julle kan beter doen as dit. Come on. Alright, wat dit impliseer is jy gaan saam met jou vrou en saam met jou man huis toe ry. Come on, saam hier na toe ry. Sê bietjie saam. Come on. En dit gebeur op die 28ste Oktober, R150 per persoon en as jy die WhatsApp vanoggend ontvang het op ons die preeknotas, heel onder is daar registrasie. Anders kan jy sommer gou daar net QR code scan en jy kan registreer. Moenie dit mis nie, dit gaan regtig goed wees. Ons sluit die jaar af op 'n hoë noot. Dis die laaste manne-vroue aand vir die jaar. Gaan regtig awesome wees. Nou ja, ons is vandag land ons 'n reeks waarin ons is Unbroken Fellowship en dit gaan daaroor dat ek en jy leef in God se teenwoordigheid 24/7 en die week 1 het ons gepraat oor It Starts With God. Hy is die een wat initieer. Week 2 het ons gesê Living Where The Glory Dwells. Ekskuus julle. En dan week 3. Vandag praat ons oor Abiding in Unbroken Fellowship, om daar te bly, né? Om nie uit te beweeg van dit nie. Nou toe ek hoor van abiding en Johan sê vir my, hoor jy praat oor hierdie tema, hierdie dadelik hierdie ou lied by my opgekom, Abide With Me. Ken julle hom? Abide With Me. Ons ouer garde sal dit ken en ek onthou, dit vat my, as ek daai lied hoor, dan vat dit my dadelik terug na my ouma se sitkamer. Hulle het so 'n radio gehad en hulle het elke dag godsdiens geluister of in die kombuis. Daar was so 'n ou radio, 'n platespelertjie op die yskas en dan as dit godsdienstyd is, het hy net outomaties harder gegaan. Oupa het gegaan en hom harder gesit. Maar baie keer dan sal hulle die diens afgesluit het met een van hierdie ou hymns, gesange en dit was een van hulle. Nou, hy's geskryf deur Henry Francis Lyte wat 'n Anglikaanse predikant was. Daar's hy. Dis min of meer hoe hy gelyk het en het hy op die ouderdom van 51 baie siek geword met tuberkulose en hy het geweet sy einde is naby. Hy het sy einde geantisipeer en hy het 'n lied geskryf waar hy vir God vra, asseblief bly by my in hierdie oomblik van besig is om die tydelike met die ewige te verwissel. En dan as jy die liedjie gaan luister of gaan lees die woorde in vers 5 sê hy, as dit dan kom by die dag waar ek my oë toemaak, maak u kruis vir my helder, dat ek dit sal kan sien in my donkerste uur. Nou. Ek eers myself 'n noot gee, want ons gaan nou, julle is die koor vandag, sê 'n bietjie, het julle hom, kom aan. Ja, okay. Maar jy gaan saam mee sing, is jy reg vir hom? Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide, when other helpers and comforts flee, help of the helpless, abide with me. Dis vers 5 nou. Hold thou thy cross before my closing eyes, shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Man, julle sing mooi. Nou, hoeveel keer in ons lewe bid ek en jy dieselfde gebed? Here, wees saam met my. Ten minste een keer 'n dag, né? As jy kinders skool toe stuur, baie keer bid ek, ag Here, wees met hierdie kinders van my wat hulle vandag moet deurmaak. Vir my vrou, Here, wees met haar terwyl sy veilig ry en bid elkeen van ons hierdie gebed. Here, wees
met my. En dit is beautiful. God wil hê in die Onse Vader dat ons hemel aarde moet bring en nooi ons God in ons lewens in hierdie spasie en van Here en ons erken, ek kan nie hierdie alleen doen, die Here wees met my. Maar as ons iets wil verstaan van God se nabyheid, dan moet ons eintlik verstaan dat God is eintlik nooit weg nie. Hy is eintlik nooit afwesig nie en nooi hierdie reeks ons na 'n plek waar ek en jy leef met hierdie ingesteldheid dat God altyd naby my is. Jesus Christus se kruisdood het my en jou so komposisioneer dat ek en jy daagliks kan lewe met 'n ononderbroke, voortdurende en intimiteit en gemeenskap van fellowship met die Vader. Hy het ons dis wat die kruisdood gedoen het. Toe Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring en die voorhangsel in die tempel skeur, beteken dit dat ek en jy het vrylik toegang tot die teenwoordigheid van ons Abba Vader. En kan ek en jy altyd bewus wees van sy teenwoordigheid. Nou, daar was hierdie oomblik verlede naweek, het ons manne in die berg gaan stap. Ons Kingsman proses het afgesluit, verlede Dinsdag, maar die naweek voor dit het ons besluit, ons gaan aan die berg stap daar by Mahai Kamp, en ons het in die Drakensberg gaan loop, so gedeelte van dit. Nou donderdag, sê ek en Herman Botha, ek weet nie of hy vanoggend hier is, maar ons besluit toe, ons gaan 'n dag vroeër ry, net om seker te maak dat ons die ouens daarom nou in die regte rigting kan lei. Imagine ons gaan daar in die berge en ons het geen idee waar ons gaan nie. Maar gelukkig, ons gaan toe kry die kaart en ons sê, daai 6 km ons gaan omstap. Vir my het dit soos 20 km gevoel natuurlik, so onfiks en semi-oorgewig. Hier stap ons hierdie pad. Nou het ek my 3 liter water hier op my rug en 'n paar sweeties. En ek is die leier, ek moet voorstap natuurlik, ek moet pas aangee. Hier gaan ek en Herman, ons loop en ons loop en ons loop. Mense, ek was seker nie eers 300 meter in nie. Toe hyg ek na my asem, ek is flou, die sweet tap ons af. Ek hoor hoe hyg Herman hier agter en hy's 'n redelike fikse mens en ek hoor hoe hy na sy asem. En maar dis 'n 600 meter klim, so geleidelike klim. En iewers hierin besef ek, Marius, wat het jy gedoen? En jy vat 24 manne saam met jou. Het jy enige idee wat jy besig is om aan te vang? En daai benoudheid pak my so beet. Maar hoe meer ons stap en hoe hoor ons in die berg gaan, plateau die pad uit en ons begin so te stap. En dit raak groen, al hoe meer groener. En ek begin die gedruis van water te hoor. En ek begin hoendervleis te kry. En die Heilige Gees begin met my te praat en van iets van 'n belofte. En ons kom so daar so om die draai en dan sal hierdie klippe wat jy so 'n bietjie kan sit en uitkyk in die vlaktes. Dis regtig mooi, dis soos God's window amper, dis berge op berge, dis beautiful. En ewe skielik, dan begin jy so in so mosagtige varingryke. Ons het goeie ervaring gehad in die berg. En stap ons daarin en is hierdie waterval, hy seker so hoog soos die dak. Daar die hoogste punt van die dak. Begin hy daar van bo af te val, dan sal hierdie grot hierso en eers toe ek daar staan en hierdie mistigheid val op my warm liggaam en ek begin die freshness, kan ek maar sê, as verskoon my Engels, begin ek God se teenwoordigheid so tasbaar te ervaar nou. Nou moet jy weet, ons het gestap, gehyg na my asem, gesweet, al 3 liter wat ek gedrink het uitgesweet. Nou staan ek hier en is hierdie oase van lewe, werklike lewe wat hier besig is om te gebeur. En ek hoor hoe sê die stem van die Here vir my, Marius, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. En ek staan daar en ek het geen woorde nie. Later stuur ek vir my vrou 'n boodskap. Ek sê, hoorie, ek is skoon bewoord. Die Here is in hierdie plek. Sy sê later vir my, hoorie, ek weet is great vir jou, maar ek het geen idee gehad waarvan jy praat nie. En sy kan nie relate waarmee ek relate in daai oomblik nie, maar ek staan daar en ek beleef die grootheid van God. Op 'n stadium voel ek my liggaam bewe, maar dis nie omdat ek uitgemoeg is of mat is nie, maar ervaar ek God se teenwoordigheid so tasbaar in die natuur en ek staan daar. En ek beleef hoe die Here vir my sê, Marius, baie keer word jy gedruk soos 'n olyf en die olie begin uit jou uit te loop en soms beleef jy of ervaar jy dat daar gemors uit jou lewe uitkom en dit wat mense sien en beleef is nie so ayobba nie, dis nie so lekker nie. Hy sê, maar die waarheid wat ek spreek oor jou lewe is, jy is soos hierdie waterval, ek is die bron van lewende water en ek sê vandag vir jou, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei, ongeag die situasie waar jy jouself in bevind. Strome van lewende water. En
Nou kom ons by hierdie song in Johannes 15 waaroor ons vandag preek. Johannes, ons het verlede week gepraat bietjie oor Johannes 17, vandag klim ons bietjie in Johannes 15 en in die hele boek of in die hele hoofstuk van Johannes 15 probeer Jesus kom vir sy disippels oordra en vir hulle sê, hoor jy, ek is naby jou, ek is in jou, en ek dink hulle kon nie mooi verstaan wat hy probeer vertel vir hulle nie. Maar as jy gaan lees van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17, is Jesus besig om sy disippels vir hulle te vertel, hoor jy, ek gaan weggaan, gaan nie meer in fisiese tasbaarheid by hulle wees nie, maar ek gaan my gees vir julle stuur, en dan hoofstuk 17 bid hy vir hulle. Maar hier in hoofstuk 15 wil hy vir hulle sê, hoorie, en ek wil jy saam met my lees, dis hoofstuk 15, vers 4 sê hy, bly in my, nou moet jy die volgende saam met my, soos ek in julle. Ek gaan weer sê, bly in my, ok, ons gaan dit weer, julle is nog nie by nie, bly in my. Daar's 'n voorbeeld, sien julle die voorbeeld, Jesus verwag nie net van my en jou om te bly in hom nie, hy kom sê vir my, soos ek in julle, hy is in my. In die Engels sê hy, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So dis dieselfde woord wat hierdie skrywer Henry Lyte gebruik het in sy liedjie, abide with me. Maar in hierdie geval kom Jesus en hy sê, daar's iets beter, iets dieper, iets meer waar as iemand wat net langs jou kom sit en jou hand vashou en saam met jou deur 'n moeilike tyd gaan. Dit is ook die werk van die Here. Dit is ook die rol. Dis nie die werk nie, die rol. Die rol van die Heilige Gees om saam met jou in hierdie tyd te wees. Maar Heilige Gees wil jou kom attent maak op iets groter, op iets beter as iemand wat net passief. Die Here, wees saam met my vandag. Hy wil my en jou harte kom skuif na wees in my soos ek in jou is. Met ander woorde, ek kan nie anders as om te leef met die wete dat God by my is, maak nie saak my omstandighede nie. Met ander woorde, baie keer voel ons, dit gaan nie so great met my vandag nie, want ek het nie vanoggend gebid dat die Here by my sal wees nie. Maar die Here is nie net met jou nie, hy is in my. En hy's in jou, deur die Heilige Gees, wat in my en jou woon. Daar's 'n krag wat in my en jou woon, soos hierdie fontein van lewende water, wat God beloof het, in en deur ons sal vloei, deur die werking van die Heilige Gees, wat vir jou kom sê, hierdie krag is nie net iets wat jou hand vashou in 'n oomblik, maar 'n krag wat in en deur jou kom werk, en is 'n transformerende krag, 'n transformerende teenwoordigheid van Abba Vader, van Heilige Gees, wat binne in my jou leef. Ek is mal oor die skrifgedeelte in 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê, en ons almal wat met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou, word getransformeer in dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, soos deur die Gees van die Here. So met ander woorde, hierdie teenwoordigheid, God se teenwoordigheid, dis unbroken fellowship, is nie net iets wat vir my kom goosebumps gee wanneer iemand vir my woord gee, wanneer ek 'n goeie preek hoor, of wanneer die Here my gebede beantwoord nie, maar is 'n transformerende teenwoordigheid, wat nie net my en sy verhouding kom beïnvloed nie, maar my verhouding met my medemens. So daar's hierdie 5 areas, as ek en jy hoofstuk 15 deurlees, is daar hierdie 5 areas wat God sy teenwoordigheid wil kom neersit en sy teenwoordigheid wil kom transformeer. Die eerste ding wat ek en jy moet onthou, wat hierdie transformerende teenwoordigheid van God kom doen, dit initieer en onderhou verhouding. Reg van die begin van Genesis af, was God die een wat my en jou kom soek het. Adam en Eva, nadat hulle droog gemaak het, waar's jy? Adam, waar's jy? Hy het jou kom soek. God se teenwoordigheid is altyd daar om verhouding te kweek, sodat ek en jy nie net geskiedgebietjies kan opsê nie, maar dat ek en jy 24 uur bewus sal wees van sy teenwoordigheid by ons en in ons. Vers 4 sê, bly in my soos ek in julle. Die kern van Johannes 15 is die persoonlike en voortdurende verhouding van Jesus na my toe en na jou toe. En natuurlik stel dit my en jou in staat, omdat ons die voorbeeld van verhouding sien, stel dit my in staat om 'n gesonde verhouding met ons vrouens, mans en werksmense en dorpsmense te kan geniet. Hy stel ons in staat. Die tweede ding is lewe. Hierdie atmosfeer bring lewe.
Ek het julle vertel, ek het my 3 liter Camelback op my rug gehad, ek het gestap, ek het hom so te sê leeg gedruk, nog voor ek in die helfte van 6 kilometer was, maar die oomblik toe ek by daai rivier kom, by daai koue waterval waar hy afkom, toe besef ek, hierdie is die bron van ware lewe. Ek kan soveel Kool-Aid of energy drinks wat ek wil, maar my gees dors na dit wat waar is, na dit wat werklik waar lewe bring. Saterdag het ons, die Vrydag het ons daai pad saam met die manne gestap. Nou Donderdag het ek en Herman, Vrydag het ons al die manne, die 24 manne daar deur gevat. Nou ons het op 'n klippe gaan sit, gehoor wat sê die Here en hulle sê, gaan dit nog raak dit makliker hier vanaf? Ek sê ja, definitief. En die manne sê yes. En toe ons al instap, sê hulle, Marius, jy's 'n man van jou woord. Vir die res van die naweek het hulle dit nie gesê nie. Maar toe ons daar instap, is daar die ouens met my hemde uit, hulle daarom met die shorties aangehou, maar hulle is daar in daai koue waterval foto's geneem en hulle het ingedrink, want hoekom? Hierdie varsheid, hierdie nuutheid, hierdie bron van lewe bring lewe in hulle binneste. Man, en ek vir julle sê, toe ek daar klaar is, ek was ook onder die koue water, kouer as Bloubergstrand, dit was verskriklik koud, maar toe ek daar uitkom sê, yes, ek is reg vir nog 100 kilometer. Ek beloof julle, maar dit is die resultaat van wanneer jy die bron van lewe ontdek. Abide in me, as I abide in you. Bly in hom, soos hy in jou. Hy bring lewe. Dit bring eenheid. Ons beleef God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. As jy hoofstuk 14 lees, Johannes 14, dan hoor jy daar Jesus spreek, en hy sê, ek is in my Vader, en die Vader in my, en julle in ons. Jy beleef die 3 eenheid van God, wanneer jy in hierdie atmosfeer van sy genade en van sy grootheid wandel. Nou ja, hierdie band van eenheid wat ons beleef met God is tweeledig. Dit kom nie net af na ons toe nie, maar dit is ook sywaarts. Dit help my om verhouding met jou ook te kan hê. Saam met die gelowiges, saam met mekaar is daar 'n band van eenheid. Vierde ding wat hierdie teenwoordigheid kom doen in ons lewens, dit openbaar die ware bron van liefde. Ek is lief vir rugby. Wie van julle het gisterand rugby gekyk? Yes, ons sit daar met ons biltong en ons droewors en 'n lekker yskoue Coke. Ons gaan nou rugby en ons is lief vir 'n droewors, ons is lief vir biltong. Ons is lief vir die hond, ons is lief vir die kat. Maar dit is gedeeltelik. Jy kan net lief hê soos wat jy openbaring het van liefde in jou binneste. En wanneer ek en jy kies om te dwel, om kies om te bly in God se teenwoordigheid, om mindful te wees, nie net wanneer jy vir jou vrou en jou kinders bid om veilig te wees nie, maar wanneer jy elke dag stap met die bewustheid van God se alomteenwoordigheid, ononderbroke teenwoordigheid in jou lewe, dan stap jy met die bewustheid van God se volmaakte liefde in jou lewe. Hy is die bron van liefde. Hy in homself is liefde. Soveel so dat hy homself aan 'n kruis gaan vasslaan en gesê het, dis hoe lief ek jou het, kyk na my, ek is die voorbeeld en die bron van liefde. Dis hoe lief ek jou het. En wanneer ek en jy daai liefde besef, dan spoel dit deur my en jou en gee ons lewe vir die volgende persoon, want hy is die maatstaf van liefde. Ek het in 'n Pinksterkerk groot geword. Dit het klink soos donderslag, soos die ouens amen en halleluja. Nou ja. Ag, ek spot sommer. As gevolg van hierdie liefde, as gevolg van hierdie lewe, as gevolg van hierdie waarheid wat ons raak sien, uiteindelik is daar vrug in ons lewe. Dis as gevolg van het jy daar agtergekom, ons teologie is baie keer agterste voor hom. Ons begin by vrug. En ons sê, hoorie, as ek die volgende kan regkry in my lewe, as ek myself goed genoeg hanteer, as ek nie kwaad word nie, as ek nie vloek nie, as ek nie noem dit wat jy wil, as ek nie daai doen nie, dit wat sleg en verkeerd is nie, dan sal iemand my lief hê, dan sal daar eenheid wees, dan sal daar lewe wees in my lewe, en uiteindelik sal ek verhouding met die Vader hê. En die Here kom nooi jou en my om te sê, nee, los die vrug, dit kom outomaties, maar begin by verhouding. Begin te verstaan dat ek en jy is in eenheid met die Here. Ek en jy leef met ononderbroke verhouding met die Vader in hierdie ononderbroke teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Amen. Ongelukkig is daar goed in die lewe wat ons nie beheer oor het nie. En beïnvloed dit my en jou denke, ons beïnvloed ons liggaam en hoe ons reageer oor hierdie goed. En ons noem dit omstandighede. Jy weet nie wat jy gaan kry as jy maandagooggend by die werk instap nie.
Jy weet nie wat jy gaan kry as jy middag by die huis kom, jou vrou en kinders, en jy weet, partykeer ken jy ons daai kyk van jou vrou om te weet, jy moet nou een van die 2 kinders uitsort. Het julle, is dit net ek, het julle ook sulke dae? Jy weet sommer maar net. My pa het geweet. As hy by die huis kom, ons was 4 kinders, my pa het geweet. Of was dit atmosfeer in die huis? Jy het net gehoor, hy sit sy helmet en sy handskoene neer, want hy het motorfiets gery, en sê, dan fluit hy vir ons, dan het jy geweet, jou boude gaan nou pak slaag kry, my maat. Maar ons weet nie wat so omstandighede daar is in die lewe nie, maar deur die Heilige Gees het ek en jy 'n verantwoordelikheid, het ek en jy die vermoë om te reageer, om te kies hoe ek gaan reageer op die omstandighede wat die lewe my kant toe gooi. Nou Christus sê, bly in my soos ek in julle bly. So hy kom gee vir my en jou 'n voorbeeld van hoe dit lyk om te bly. So wanneer jy in daai omstandigheid is, het julle nie meer gekyk op een of ander stadium van jou lewe. My dogtertjie het oor en oor gekyk, sy 3 jaar oud was, so ek ken dit baie goed. Maar ons het die oomblik waar hy haai, en hy is 'n vegetarian, wel hy probeer 'n vegetarian te wees. Maar dan is daar 'n oomblik wat hy dan stamp deur haar neus en dan kom die bloed so by haar neus uit en dan ruik hy dit, dan gaan hy I need fish. En dan het jy al daai oomblikke beleef waar jy so smoorkwaad word of die invloede van die lewe maak jou oë net soos toegaan en jy gaan op 'n rampage. Jy wil nou mense uitsort. En dan voel dit vir jou in daardie oomblik asof die teenwoordigheid van die Here soos 'n kraantjie toegedraai word in jou lewe. En as alles verby is en die swartheid van jou oë weggegaan en jy is weer by jouself, dan voel jy, sorry Here. Laat ek net weer terugklim in die teenwoordigheid. Nee. Dis juis in daai oomblik, waar jy voel jy verloor jouself, jy verloor dit heeltemal, dat jy vir jouself moet sê, I abide in him as he abides in me. In daai oomblik waar jy voel jy verloor dit heeltemal, moet jy jouself stil maak en agterkom dat hy is steeds in my. Die Gees van God verlaat jou nie wanneer jy hom die nodigste het nie. He abides. Hy bly. Jy kan nog skuif in jou emosies, jy kan nog skuif in jou opdrag, of hoe jy jouself gedra, maar die Heilige Gees skuif nie. Hy het besluit om in jou sy woning te maak en het besluit om in jou te bly. Hy skuif nie. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. He abides in me. He abides in you. En dan verhoudings. Ek wil julle kom lees wat sê Janie Dekas. Hy is ons leier daar in Engeland van ons Doxa Gedeio gemeente daar. En hy skryf die volgende: Fellowship with God is usually impacted by the tone of our relationship with others. If we harbor resentment, cultivate offenses, hold to unforgiveness, are selfish and reflect no concern for others, gossip, etc., we create our own barrier to fellowship and fruitfulness. Wat sê die Here vir ons in hierdie stuk? Wat? Nou, jy weet, Janie Dekas is een van die beginmense van Doxa Gedeio. Hierdie ou is 'n groot gees. Hy verstaan die Bybel. Hy vat dit hierso van, wel in my opinie, van 1 Johannes 2 vers 9 tot 11 waar hy sê, wie sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is nog altyd in die duisternis. Nou dit klink baie veroordelend wanneer ek en jy dit lees, maar wat hy eintlik vir ons sê daarso is dat wanneer jy die lewende water geproe het, die bron van lewe, die bron van liefde gesien en ervaar het in jou lewe, en verstaan dat liefde nie 'n grudge hou nie, en jy sê vir God, Here, ek het U lief, maar jy haat jou broer, of jy het iets teen jou suster, of daar's goed wat jy in verhoudings nie wil regmaak, omdat jy besluit het, dis so, ek is kwaad vir jou, en gaan jy nie vergewe nie, dan sê die Here, jy verstaan iets van sy liefde nie. Jy verstaan iets van die doel van sy teenwoordigheid nie. Sy teenwoordigheid in jou lewe is transformerend, en bring dit waarheid voor, konstant, en moet ek en jy op 'n plek kom waar ek myself meet teenoor die waarheid, die ware jy, en jy kom meet jouself in hierdie oomblik en sê, yes, as die Here my kan vergewe, die dag toe op die kruis gehang het, gesê het, vergewe hierdie mense wat weet, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan kan ek oor. Maak nie saak wat my broer teenoor my gedoen het nie, my suster teenoor my gedoen het nie, kan ek ook kom staan en sê, hoorie, ek hou nie van wat jy gedoen het nie, maar weet jy wat, ek vergewe jou. Ek vergewe jou, ek spreek jou vry. En dalk is iemand hier wat vandag hier sit,
Jy weet nie mooi hoe om hierdie verhoudings te kom salvage nie. Jy weet nie mooi hoe om dit reg te kry nie. Dan wil ek vir jou sê, abide in him as he abides in you. Kyk inwaarts, soek die waarheid inwaarts, die waarheid van Jesus Christus, wie hy is en wat hy is. En die voorbeeld wat hy vir ons kom voorhou het, hy sê, wees soos wat ek is. Ons sê dit baie in ons preke, maar hy is nie net 'n voorbeeld vir jou nie, maar hy is 'n voorbeeld van jou. So ek en jy kan ook op 'n plek om ons sê, Here, ek vergewe. Al weet hierdie ou nie wat hy doen nie. Spreek vry. Jy verdien. Dalk verdien daai persoon nie om vry te wees nie, maar weet jy wat, jy verdien om vry te wees. En die Here wil jy moet vrug kom dra in jou lewe. Wat gebeur? Wat gebeur wanneer ek en jy konstant onsself begewe in hierdie atmosfeer van unbroken fellowship, wanneer ons vir onsself sê, hoorie, you need to abide as he abide in you. Nou kom ons in 'n plek waar ons in ons verhouding staan met God en waar ons gedagtes en gedagtes in ons harte kom skuif van ek voel ek's 'n slaaf. Dan kom Heilige Gees en hy skuif jou en sê nee, jy's nie 'n slaaf nie, jy's kind van God. Jy's my seun, jy's my dogter. En my erfgedeelte is joune ook. In my verhouding met myself kom sê ek, hoorie Marius, jy's nie meer 'n weeskind nie. Jy is sy kind. In my verhouding met my eggenoot, met my vrou, kom soek ek nie my eie belange en wil ek heeltyd vir haar rondjaag en sê maak 'n toebroodjie, bring 'n bietjie koffie, wil ek lekker op my lazy chair sit, maar kom skuif ek in my gedagtes en in my hart, kom vra ek vir haar, hoe kan ek jou dien? Want dit is wat God se teenwoordigheid aan my doen. In my verhouding met my kerkfamilie, kom sit ek nie net op die kerkbanke en wees maar net, ek kom sit maar net op die kerkbank en sit die kerk sitplek warm en gaan uit nie, maar kom vat ek hande met die ou langs my as gevolg van die eenheid wat ek beleef in hierdie familie en sê, hoe kan ek en jy saam 'n verskil maak in ons community? Ons gaan na 'n plek van om transformasie te bring. In my verhouding met my vriende, is dit nie net 'n ek kan vir die volgende slide opsit asseblief. Wanneer by vriendskappe kom, is dit nie voorwaardelik wat ek uit jou kan put nie, maar gaan dit na 'n plek van wat ek vir jou kan kom doen en hoe kan ek jou help transformeer in jou lewe? Wanneer ek kyk na my buurmense, dan is dit nie meer buitestanders nie. Nou hier sê ek nou Eina, né, want ek het nog nie maatjies gemaak behalwe die ou aan die linkerkant, maar nog nie maatjies gemaak met die ouens om my na amper 3 jaar se bly daar waar ek nou bly nie, maar voel ek hierdie angstigheid in my binnes om sê, hey, hierdie ouens, hulle het ook Jesus nodig. Ander dag toe blaas my pa die blare by die erf uit. En nou ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar van ons blare het oor die pad gegaan en in ons buurmense se hart geland en hier kom hy's 80 jaar oud. Kom maar uitgestap. Hoor die jong man, jou blare, jy blaas dit in my erf. Nou my pa is 65 en 'n jong man. En my pa sê, ag sorry oom, hy sê, wat se kerk is jy? Sorry oom, ons sal dit nie weer doen nie. Maar is daar nie 'n oomblik van beklei nie en sê, hoor jy, ek sal my blare blaas waar ek wil nie. Nee, sorry. Ek sal my fout regmaak, maar as 'n stuk deernis in my hart as gevolg van God se teenwoordigheid in ons lewe. In ons vyande, maak nie saak wat hulle aan ons doen nie. In plaas van wraak, in plaas van haat, kom Heilige Gees en hy draai dit om en versoen hy, bring hy versoening. Die hele storie van Charlie Kirk en sy vrou Erika, wat op haar die dag toe sy haar speech bring by die diens, sê hy, hoor jy, ek vergewe hierdie ou wat my man doodgeskiet het. Dit is wat Christus doen. Hy bring versoening in verhoudings. In ons werk daag ek nie meer op om my payslip te kry nie, maar daag ek om te sê, hoe kan ek hierdie maatskappy, hoe kan ek my werkgewer dien in so 'n manier dat dit ontaard in aanbidding. Het julle geweet dat dieselfde Griekse woord vir aanbidding is dieselfde Griekse woord vir werk. Werk is aanbidding. Die Here daag my en jou uit deur sy teenwoordigheid om nie net op te daag vir 'n paycheck nie, maar om dit om te sit in aanbidding. En uiteindelik en laaste kom Heilige Gees. En hierdie wonderlike beautiful aarde wat die Here ons gegee het daar in die Drakensberge, sê hy, moenie kyk wat jy uit kan put nie, maar wees jy 'n goeie rentmeester en 'n bestuurder van dit wat ek aan jou toevertrou het. Dis nie my eie vrug nie. Dis wat Heilige Gees in my en deur my kom doen. So nou wil ek teruggaan na hierdie liedjie toe. Ek gaan net een versie sing. Sit vir ons versie 2 op. Eers die noot kry. Na na na
Wat van as ek hierdie woorde vat en ek sit dit in 'n tune en ek begin die waarheid net te sing. Van Here, U is nie net by my nie, maar U is in my. Hoor wat sing hy? Like branches joined unto the living vine, your spirit flows, your very life is mine. Through every moment, joy and peace reside. For I am yours and you in me abide. Hy woon in jou. Hy woon in jou en hy's lief vir jou. Man, en hy kom initieer verhouding met jou sodat jy kan verstaan jy is in hierdie wêreld nie net om hoendervleis oomblikke te hê in sy teenwoordigheid nie, maar om getransformeer te word en impak te hê in die verhoudings om jou. Amen. Ek wil jou nooi, staan saam met my. En ek wil jou nooi, ons het volgende nagmaal vir julle voorberei en ons gaan saam met julle deelneem aan dit. En as jy volgende daai druiwesap vat en jy vat daai broodjie, jy maak 'n oomblik by jouself en word net dankbaar. En draai jou oë net na Christus toe. Sê vir hom, Here, dankie dat jy in my lewe is. En dankie dat U in my leef en my lewe kom transformeer. En Here, my gekies het om my hart U woning te maak. En Here, dit maak nie saak waar my hart gaan, waar my emosies gaan. En hoe ek optree altyd nie, Here, kies U nog steeds om binne in my te bly. En dis die belofte wat hy vir ons gegee het, ek sal altyd met jou wees. En kan ons altyd terugkom op 'n plek waar ons sê, Here, ekskuus, ek het nie nou opgetree soos wat die Heilige Gees in my is nie. En jy kan jouself weer kom realign en sê, Here, transformeer, kom skep. Kom skep in jou 'n rein hart. Is nie iets waarvoor jy hoef te begeer of te sê, Here, ek is nie goed genoeg, en soos die psalmdigter uitsê, Here, come search within me, kyk of daar enige fout hier binne is nie, maar dit is sy werk, dit is wat hy reeds doen. En dan kom skep hy in jou 'n rein hart. En dit is wie jy is. Jy is 'n persoon met 'n rein hart. Jy is 'n persoon wat 'n kind van God is, en kan ek en jy staan in hierdie wete dat hy jou so lief. En ek wil jou kom aanmoedig in hierdie oomblik. Stop dit om die leuns van die vyand te glo dat jy nie goed genoeg is nie. Die Gees van God woon in jou. Kan jy opstaan in hierdie oomblik en hierdie nagmaal gebruik en weet dat God woon in my. Wow, wat 'n oomblik. Man, hierdie is trane van joy, dankbaarheid, te weet God woon in Marius. Hierdie persoon wat gedink het hy is nie goed genoeg nie. Die koning van die konings woon. Hy woon in my en hy woon in jou. Wow! Wat 'n goeie nuus is dit nie? Kan ons hom lof of vergee? Hy woon in jou. Hy woon in jou. Dit maak al die verskil in die wêreld. Amen. Ek nooi jou uit. Vat die nagmaal vanoggend. Sê, Here, dankie dat jy in my woon. Amen. Amen. Dankie, die worship team gaan ons lei in aanbidding. Maar maak 'n oomblik, jy kan deurbeweeg na die nagmaaltafel toe. Dankie.